Amen, julle sit lekker neem, welkom. Ek sien daar was 'n paar mense nie oorgeslaan met die glasie nie, Louis, ek sien julle het ook julle hande opgehaat met 'n huweliksherdenking, hoeveel jaar? 19. Kom ons gee vir hulle ook 'n lekker handeklap. Baie geluk julle. Het julle daarmee 'n chocolate gekry, Louis? Great. En soos julle al gehoor het, vandag wêreldwyd vier beide Christene en Jode Pinkster. Maar om verskeie of verskillende redes. En so as ek vanoggend moet vra, waar het Pinkster, party van julle Pentekost, waar het begin? Waar het begin? Sê gou vir die persoon langs jou, waar het begin? En ek glo dat baie mense sal sê in Handelinge 2. Wat ongelukkig nie die waarheid is nie. Pinkster, het ek hoor, het nie in Handelinge 2 begin nie. Dit het generasies vroeër begin. In Levitikus 23, gaan lees dit. Ek het nie vanoggend tyd om deur die hele Levitikus 23 te gaan lees nie, maar dit is die moeite werd. Levitikus 23 kom God en hy gee 7 feeste vir Moses en hy beveel Israel om hierdie feeste elke jaar te vier. Nou gou vinnig, die feeste, Pasga, of soos wat ons 'n ruk terug gevier het, ons ken dit beter as Paasfees. En dit is ter herdenking van die 10de plaag, die laaste plaag, toe God Israel uit Egipte bevry het. Die smeer van die bloed van die lam aan die deurkusyne, wat veroorsaak het dat die doodsengel verby die huise beweeg het, waar die bloed was. Baie interessant en 'n baie mooi beeld as ons gaan kyk hoe daardie bloed aan die deurkusyne gesmeer is en jy verbind dit om dit te kruis. Mooi, nee. Dan sien ons die tweede fees, die fees van ongesuurde brood. Nou met die uittog uit Egipte uit het hulle nie kans gehad vir die wat bak wat weet, suurdeeg, gis het nodig om 'n rukkie te lê en hulle het nie tyd gehad nie, daarom ongesuurde brood, platbrood, flatbread, daar was nie tyd vir die brood om groter te word soos daardie brood wat daar lê nie. Maar die gis of die suurdeeg dui ook op sonde en soos die ongesuurde fees sonder sonde. En dan was daar die fees van die eerstelinge. Tweede, die fees van Pinkster. In Levitikus 23, generasies vroeër, nie Handelinge 2 nie, gee God die bevel van Pinkster. Dan is daar die fees van Besyne, of beter bekend vir party mense ramshoring. Die blaas van die ramshoring in Israel se tyd het 'n 7 dae vas en gebedtyd aangekondig, sodat hulle self kon regkry vir die volgende fees, die groot versoening, die heiligste dag in die Joodse kalender, Yom Kippur. Dit is wanneer die hoëpriester in die allerheiligste sou ingaan en 'n offer bring vir die versoening van die volk se sonde. En dan die laaste van die 7 feeste, die Hittefees. Of die insamelingsfees. Nou as 'n jonger man het ek baie gelees hut. Ek gedink is, jy weet, dit was warm. En daar is hut, dit verwys na 'n tent. So is 'n fisiese hut. Maar hierdie feeste van Israel wys nie net of is nie net bloot Joodse godsdienstige dae nie, maar profetiese beelde van God se verlossingsplan. En soos ons weer teruggaan Pasga, Jesus word die lam, die bloed aan die kruis. Die ongesuurde brood soos ek nou gesê het, Jesus as gevolg van sy dood is ons wat in hom glo met ons monde bely en met ons harte glo, is ons vry van sonde, ons is vry van die suurdeeg van sonde. En dan die eerstelingfees waaroor ek nou 'n bietjie meer sal verduidelik. Maar Jesus word die eerste een uit die dood, gevier op die 3de dag na Pasga, Sondag. Baie interessant, ons gaan nou daaroor gesels. Pinkster, en dan ons almal weet as ons Openbaring lees dat daar een keer 'n finale blaas van die hemelse ramshoring sal wees.
en dit sal aankondig die koms van die koning, Jesus. En wanneer ons kyk na die groot versoening, dan weet ons in Jesus het ons 'n hoëpriester wat finaal ons sondes vir ons betaal het. Hy was die finale offer vir ons sondes. En daarom is ons sonder sonde in hom wanneer ons bely. Maar ons weet ook met die blaas van die ramshorings, met sy tweede koms sal hy oordeel, die groot versoening. En dan die Hittefees. Hy en ons wat vir ewig saam sal woon. En so wanneer ons lees, soos wat Lia nou gelees het in Handelinge 2, toe die dag van Pinkster aanbreek, moet ons verstaan, Lukas verwys nie hier na iets niets nie. Soos wat baie gedink het, Pinkster begin in Handelinge, verwys nie na iets niets of iets toevalligs nie, maar hy's besig om te verwys na dit, die verlossingsplan wat God bepaal het, is besig om in plek te kom, soos wat hy dit bepaal het. Die kruis was beplan. Opstanding was beplan. Die uitstorting van die Heilige Gees met Pinkster was beplan. Die insameling van nasies is beplan. Dit moet nog gebeur. En so wat is die kernwaarheid van Handelinge 2? Dis waarna ons vanoggend gaan kyk. Julle kan julle Bybel saam met my oopmaak by Handelinge 2 vers 1. Ons gaan vanoggend kyk na, as ek Handelinge 2 lees, wat is die kernwaarheid vir my? Wat moet ek verstaan uit die uitstorting van die Heilige Gees gedurende Pinkster? Ek lees van vers 1 af. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. En so om die kern van Handelinge 2 te verstaan, moet ons by die fees van Eerstelinge begin. Nou die fees van Eerstelinge, soos ek genoem het, God beveel hulle vir Israel om dit 3 dae na Paasfees of Pasga te vier. En wat basies beteken het, is Israel moes die eerste deel van die oes, 'n koringgerf, die eerste gerf wat hulle gekry het op die land, wat ryp was, moes hulle pluk en voor God bring. En so hierdie koringgerf is dan aan die priester gegee, en wat die priester sou doen is, hy vat die koringgerf, elke persoon het gekom, baie koringgerwe, dink net aan die beeld, en dan sal die priester hierdie koringgerf waai voor God, as 'n simbool, dat God die oes seën, en dat die landerye gereed is vir die oes. En dat die landerye gereed is vir die oes. In hierdie fees sien ons 2 betekenisse. Die oes het begin, dit was die eerste koringgerf, maar die oes moes nog inkom. En so met ander woorde, die Eerstelingfees is nie gevier as gevolg van die oes wat ingekom het nie, maar eerder as waarborg van dit wat sou kom. En so wanneer hulle bymekaar kom en hulle het hierdie koringgerf, dan is dit 'n vertroue dat wanneer ons teruggaan en ons oes ons lande, sal daar 'n groot oes wees. Hoor gou wat sê 1 Korintiërs 15 vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, die eersteling van die wat ontslaap het. Jesus is die eersteling uit die dood. 'n Nuwe oes het begin. Nie 'n oes van graan nie, maar 'n oes van siele. En so met sy opstanding verkondig hy, die dood is oorwin. Die koninkryk, nuwe koninkryk het gekom en 'n groter oes is op pad. En so Pinkster, moet ons verstaan, sou niks beteken sonder die opstanding
van Jesus nie. Want die leë graf verwys dan na die bofortrek en dit verander alles van Pinkster. Want die uitstorting van die Heilige Gees het nie eers gegaan oor 'n gevoel wat mense ervaar het nie. Dit gaan oor 'n opgestaande Christus wat sy sending bly leef deur die wat glo. En so daar is 'n opstanding, die eersteling, wat dui, wat 'n waarborg is, dat daar 'n groter oes op pad is. 'n Koninkryk wat uitbrei. Verlossing wat besig is om te ontvou, soos wat ons volgende paar keer gehoor het, soos wat ek getuig, soos wat ek praat, soos wat ek in lande ingaan, is die oes besig om te vermeerder. Die oes is besig om in te kom. En so wanneer ons na die Eerstelingfees kyk van die koringgerf, dan verklaar die Eerstelingfees die oes het begin. En wanneer ons dan na Pinkster kyk wat ons vandag vier, dan verklaar Pinkster hoe God die oes gaan insamel. Vers 1. En toe die dag van Pinkster aanbreek. Pinkster is 50 dae na die Eerstelingfees gevier. 50 dae van Opstanding Sondag, 7 weke en 1 dag. 7 x 7, 49, 1 dag 50. En dis gevier nadat die hele oes ingekom het. Waar die Eerstelingfees die begin van die oes is, was Pinkster aan die einde van die volle oes wat ingekom het. En so julle kan net dink, Israel kom voor God met vreugde oor sy voorsiening en ook oor die oes wat ingekom het. Maar binne in hierdie fees van Pinkster is daar 'n dieper profetiese waarheid. Sien, want by Handelinge 2, wat het in Handelinge 2 gebeur? By Handelinge 2 kom God en hy verander die graanoes na 'n nuwe oes. Die oes van siele. En so let gou op net na hoe die goed verloop. Daar's 'n stormwind in die bofortrek. Dan is daar tonge van vuur wat op die disippels, die 120 wat daar teenwoordig was, se koppe gerus het. En dan is almal gevul met die Gees. En dadelik het hulle uitgegaan en die woord verkondig in die strate in verskillende tale. Hoekom verskillende tale? Want die oes het nie grense nie. Baie keer as ek op 'n sending sou gaan as 'n jong man, dan het ek die vraag gekry, maar hoekom gaan jy na Timbuktu toe? Hier in Pretoria het mense wat die Here nodig het. Die oes het nie grense nie. En so in Handelinge 2 sien ons ook die herstel van dit wat by Babel gebeur het. By Babel verstrooi tale mense oor die aarde. Verskillende tale bring skeiding tussen mense. Dink maar net aan ons eie land. Babel veroorsaak grense, omdat ek en jy verskillend is in taal, is hier 'n grens. Hier's 'n rivier, jy mag nie oor die rivier kom nie. En as ons president baie geld het, dan bou ons 'n muur. Jy mag nie hierdie kant toe kom nie. In Pinkster kom herstel die Here dit wat by Babel gebeur het. Deurdat die verkondiging van die evangelie in verskillende tale mense weer saambring. Tale wat verskillend is, die evangelie versamel weer nasies. Die Heilige Gees versamel mense onder God. En so wat ons moet sien hier is 'n dieper waarheid as net hulle het ander tale gepraat en die tale, laat ek net dit duidelik maak waar hy hier praat is Duits, Frans, Hebreëus, wat ook al. Right, dis nie die taal wat die Gees gee nie. Ons moet die dieper betekenis verstaan van hoekom verskillende tale in hierdie vers. Ja, dit was om Babel en dit wat daar gebeur het te herstel, maar daar's ook 'n vervulling van die belofte wat God aan Abraham gegee het, toe hy vir Abraham gesê het, deur jou sal die nasies geseën word.
deur jou Abraham sal alle nasies op die aarde geseën word en deur die taal wat in verskillende mense se tale die evangelie verkondig word, het die mense die seën ontvang van die verlossingsboodskap. En so die Gees, moet ons mooi verstaan vanoggend, kom nie om hoendervleis oomblikke te skep nie. Die Gees kom om getuies te bemagtig, om uit te gaan, om die oes in te bring. Een van die grootste tragedies vandag, onder baie gelowiges, baie kerke, is mense wil die Pinkster krag hê. Dit wat die Heilige Gees deur my kan doen, dit wat die Heilige Gees hier wil kom doen, niks fout daarmee nie, maar hulle wil net dit hê en nie die Pinkster doel nie. En min mense verstaan dat jy kan nie die twee skei nie, want daar staan in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, Pinksterkrag, en julle sal my getuies wees. Pinksterkrag is sendingkrag. Die Heilige Gees het nog altyd van die bovertrek af na buite toe gevloei. Hulle is vervul en hulle het uitgegaan. En hy het nog altyd getuies, gelowiges, disippels van Christus, volgelinge van Christus bemagtig om getuies te wees, om die evangelie te verkondig. Gees beweeg altyd na buite. Daarom sien ons dat studente sendlinge word. Daarom sien ons dat gesinne getuies word, deurdat ons iemand nooi en in ons huis inkom, kan ons getuies wees. Daarom sien ons dat besigheidsmense koninkryksambassadeurs word deur hoe hulle besigheid doen. Daarom sien ons dat 'n kerk 'n sendingfabriek word. 'n Kerk wat mense stuur in die nasies in, soos wat ons vir Jacoenrie het in die nasies ingestuur het. Luister mooi, vanoggend moet ons verstaan as ons hierdie lees. Want ek het al baie keer die vraag gekry, is hierdie 'n geesvervulde kerk? 'n Geesvervulde kerk sal altyd verlore mense prioritiseer. Want jy kan nie die sendingkrag of die Pinksterkrag en die Pinksterdoel van mekaar skei nie. 'n Geesvervulde mens sal altyd verlore mense prioritiseer. Maar dit gaan nie net oor die krag nie, dit gaan oor die doel. So wanneer ons na die Eerstelingfees kyk, dan verklaar dit, Jesus het opgestaan. Die oes het begin. Wanneer ons na Pinkster vandag kyk, dan sien ons dit verklaar, die Heilige Gees is uitgestort. Dit is hoe die Here die oes wil insamel deur ons te bemagtig, om uit te gaan en getuies te wees. Maar hier's die ding, die verhaal is nie klaar nie. Want Pinkster wys na die Hittefees, na die finale insameling. Nou gesê, die Hittefees, die laaste van die 7 feeste in Levitikus. En so wat hulle gedoen het gedurende die Hittefees is die volgende, dis gevier aan die einde van die jaarlikse oes, die druiweoes, die sitrusoes, die olyfoes was die laaste van die verbouings wat op die lande was, wat ingebring is, ingesamel is. En nadat die laaste oes, hoor mooi, ingesamel is die Hittefees, die finale insameling fees gevier. So hulle doen dit deur aan hom letterlik uit hulle huise uit gedurende daardie fees te trek en in hutte te gaan bly. As 'n herdenking om te onthou en dit te herdenk, die 40 jaar wat hulle voorvaders in die wildernis tyd spandeer het in hutte. En ook dat God se teenwoordigheid fisies daar was in die tent van ontmoeting tussen al daai mense in die woestyn, in die wildernis. En so profeties wys die Hittefees, die finale insamelingsfees, na die finale insameling van nasies, verskillende tale, verskillende volke voor God. En 'n ewige bly, vir ewig bly saam met God in sy teenwoordigheid. Openbaring 21 vers 3 staan daar, en ek
het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: "Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God." Die finale insameling. Kan julle dit sien? So hier is die ding, as jy die Bybel gaan lees, begin ons in Eden, waar die mens uit God se teenwoordigheid deur God gestuur word, as gevolg van sonde. En in Openbaring, met die finale insameling van nasies, sien ons hoe God gelowige mense in sy teenwoordigheid in terugbring. En so wanneer ons Handelinge 2 lees, moet ons sien dat dit iets belangriks vir ons kom uitwys in hierdie verskillende of in hierdie verlossingsplan van God. Wanneer ons na Pinkster kyk, moet ons sien wat in Handelinge 2 gebeur het, dat dit kom wys vir ons dat daar 'n tydperk aangebreek tussen Pinkster en die Hittefees. Dis wat Handelinge 2 vir ons kom wys. Die tyd tussen die oes moet ingebring word en die oes word ingesamel. Daardie tyd, die tyd waarin ons leef, is die tyd van die oes. Die tyd van die oes. Die tyd waarin God besig is om deur gelowiges, mense van alle rasse, alle tale, alle volke na hom toe te bring. En so Pinkster, wat ons vandag vier, die Gees is klaar uitgestort. Die Gees was klaar uitgestort. Maar die Hittefees moet nog gebeur. En daarom verstaan ons, hierdie is 'n tyd van oes. Daarom moet ons verstaan vanoggend, die sending is nog nie klaar nie. Daar is nog steeds gesinne sonder vrede. Daar is nog steeds campusse sonder die evangelie. Daarom plant ons campus reaching churches. Daar is nog steeds stede sonder enige getuies, wat ons volgens voor gebid het. Daar is nog steeds nasies sonder hoop. En in die middel van al hierdie feeste staan Jesus. Hy is die opgestane lam, die eersteling. Hy is die een wat doop met die Gees. Hy is Immanuel, God met ons. En so die kruis was nie toevallig nie. Opstanding was nie toevallig nie. En die Pinkster, as dit vir jou was, moet jy vanoggend hoor, is nie toevallig nie. En so wat is die kernwaarheid? Nadat julle nou alles van my geluister het. Wat is die kernwaarheid van Handelinge 2? God stort sy Gees uit om sy getuies te bemagtig om die oes in te bring. Dit wat ons vandag vier is, Here, dankie dat U my kom bemagtig om die oes te kan inbring. En so ons moet verstaan, ons lewe in die tydperk tussen Pinkster en die finale insamelingsfees, die Hittefees. Dit is die tydperk waarin ons lewe. En so met ander woorde, die sending, soos ek gesê het, die verlossingsplan is nie klaar nie. Daar is nog steeds, as jy ons na die landerye kyk, is die oes nog steeds ryp. Daar is nog steeds mense wat nie van Christus gehoor het nie. Daar is nog steeds families wat nie gered is nie. Daar is nog steeds stede waar daar nie evangelie getuies is nie. Mense wat uitgaan in hulle werk, in hulle beroep, op die strate, in die kampus en die evangelie verkondig nie. Daar is nog steeds nasies wêreldwyd, vanoggend vir een gebid, wat wag vir die deurbraak van Christus se lig. Dit is hoekom die Heilige Gees uitgestort is. Nie om kerke te vermaak nie. Nie om kerke na binne toe te rig nie. Nie om te gaan oor die volgende feel good event nie. Maar om getuies te bemagtig, om uit te gaan en die oes in te bring. Dieselfde Gees wat die bovertrek gevul het, vul nog steeds vandag sy kerke. Hy roep nog steeds soos wat hy gedoen het en hy sê, julle sal my getuies wees. Tot wanneer? Die Hittefees. Tot die bassein uit die hemel uit. Tot die finale fees.
totdat al die volke, tale en nasies voor God se troon staan, totdat God met ons lewe vir ewig. Dit is waantoe die toekoms op pad is. Indien jy dit nie geweet het nie. Die Heilige Gees was nooit bedoel om in die bovertrek te bly nie, maar om uit te vloei in die strate. En so wanneer ons kyk na Handelinge 2, sien ons versamelde disippels wat uitgaan en getuies raak van die evangelie. Ons sien 'n gevoel, 'n gewaarwording, 'n ervaring in die binnevertrek wat hulle bemoedig om uit te gaan. Ons sien krag wat ontvang word van Jesus wat uitgaan en sy evangelie verkondig. Selfde Gees wat die bootvertrek gevul het, vul nog steeds vandag sy kerk. Met een doel. Ons lewe in die tydperk tussen die Pinkster en die Hittefees. Ons lewe in die tydperk, oes dit begin. En daar is 'n finale dag wat God die oes sal insamel. Die landerye is nog steeds ryp. Die boodskap is nog steeds dieselfde. Gaan uit, maak disippels van alle nasies. God is nog steeds besig om sy oes in te bring. En wanneer ons na die beeld vanoggend kyk, moet ons verstaan wat begin met 'n paar koringare is die belofte wat God vanoggend gee. Daar sal 'n vermenigvuldiging wees van die oes. Daar is tans 'n oes aan die gang. Vermenigvuldiging van tale, nasies en volke wat God besig is om in te bring. Hy bemagtig nog steeds eenvoudige mense soos jy en ek. Die vraag vanoggend is nie of die Heilige Gees uitgestort is nie. Die vraag vanoggend is jy op die oesveld? Het jy gaan staan by Pinksterkrag? Of is jy deel van die Pinksterdoel? Die Heilige Gees roep ons nog steeds en hy bemagtig ons nog steeds. Kom ons sluit ons oë. Ek wil vanoggend geleentheid gee om te dink aan die vraag wat ek vra. Het jy gaan staan by Pinksterkrag? Of is jy deel van die Pinksterdoel? Is jy tans op die oesveld besig? In jou kantoor, in jou klaskamer, in jou kar, by die koffieshop, is jy tans op die oesveld? Ek wil jy met die geleentheid vat om te bid, net nou vir een persoon. Vra vir die Heilige Gees om jou naam te gee van een persoon in jou lewe, wat jy weet, nog ingesamel moet word, waarna toe Christus uitreik deur jou. In hierdie oomblik, vertrou die Heilige Gees vir een naam, een gesig. Heilige Gees, dankie vir elke naam, dankie vir elke gesig, wat U nou op harte lê. Kyk, ek staan by die deur en klop. As jy vir my oopmaak, sal ek ingaan en saam met jou 'n feesmaal geniet. Miskien is hierdie een van daardie areas in jou lewe. Die Pinksterdoel. Wat jy die deure toegemaak het. En gesê het, nie ek nie. Miskien is hierdie die een area vanoggend in jou hart wat jy moet kom en voor die Here neerlê en sê, Here, vergewe my. Vergewe my dat ek vergenoegd is vanoggend met redding vir self. Here, vanoggend kom maak ek die deur oop. Hier is my lewe. Gebruik my. Elke oomblik van elke dag, gebruik my.
Here, stuur my opnuut in die oesvelde in die landerye in. Miskien sit jy hierso en jy dink, maar wie is ek? Hoe moet ek praat? Ek weet nie wat om te sê nie. Ons sien die beeld in Handelinge 2, Petrus wat Jesus 3 keer verloon het, gevul met die Heilige Gees, opstaan en die evangelie kragtadig verkondig. Nie uit self uit nie, maar omdat God met hom was en omdat die Heilige Gees hom bemagtig het. En Here, so ek bid in hierdie oomblik vir elke persoon wat dalk in hierdie vrees sit. Heilige Gees, dat U in hierdie oomblik elke persoon sal kom vul met die krag soos wat U dit gedoen het meer as 2000 jaar terug in die bovertrek. En ek bid, Here, dat ons opnuut sal opstaan en sal deel vorm van 'n sending weermag wat uitgaan om die oes in te samel. Uitgaan en die evangelie verkondig. Here, dat ons opnuut sal liefkry dit wat U liefhet. Mense, bid, mag ons 'n kerk wees wat altyd verlore mense sal prioritiseer. Bid dat ons 'n kerk is en sal wees. Jesus, waar U nie buite staan nie, maar dat U in elke faset van dit wie ons is, en dit wat ons doen, en dit waarvoor ons staan, dit wat ons sing, dit wat ons spreek, dit wat ons doen as ons in klein groepe bymekaar kom, dat U die heerser is. En dat ons altyd, Heilige Gees, U volg in alles. Ek ervaar regtig volgende dat hier is 'n paar mense. Jy het jouself nooit deel gesien van God se doel nie. Mag jy in hierdie oomblik ervaar hoe die Heilige Gees vir jou kom sê, ek het jou geroep en ek wil jou gebruik